Elke kunstenaar het 'n storie om te vertel. En hier in die aanlyn sitkamer luister ons na daai stories en ons deel in die musiek. Welkom terug by nog 'n episode van Sitkamer Sessies. Ek is Lukas Potgieter en vandag gesels ons met 'n kunstenaar wie se musiek jy teen al gehoor het op jou speelhuis of op die radio. Ons gesels met Carly. Carly, baie welkom hier by Sitkamer Sessies. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie. Hoe gaan dit by julle? Dit gaan fantasties, dankie. Carly, welkom hier by die aanlyn sitkamer. Ek is verskriklik bly dat jy vandag hierso is. Net 'n vinnige background story voordat ons aangaan. Ons sit hierdie dame wat hier vandag is so besig. Ons sukkel al vir die laaste jaar om haar op Sitkamer Sessies te kry. En uiteindelik het ons haar hierso. So ons is baie geëerd om jou vandag hierso te hê, Carly. Baie dankie vir julle. Dit is die eerste keer wat ek hierdie doen, so dis ook 'n nuwe ding vir my. So ek is ongelooflik opgewonde. So baie dankie vir die uitnodiging. Carly, vertel vir ons, wie is jy en hoe het jou storie in die musiekbedryf begin? Hallo, ek is Carly. Ek is 17 jaar oud, ek is van Pretoria af. My storie begin, ek was omtrent so 8 jaar oud. My ma het ge-DJ back in the day en hulle het sound equipment en alles gehad by die huis en hulle besluit toe, kom ons sing karaoke by die huis. Ek het nog nooit 'n dag in my lewe gesing nie. En ek sê vir my ma, mamma, ek wil sing. En my ma is van, okay, kom ons draai hierdie ding. En ek sing toe, maak jy jou oë toe as ons sing van Nadine. En daar het ek maar net begin sing. Toe hou ek op vir 'n rukkie en in lockdown het ek regtig nie geweet wat met myself te doen nie. Toe het my oupa vir my sy gitaar gegee vir Kersfees. Ek het myself eventually geleer om gitaar te speel. En saam met dit het ek maar net weer my sing ontdek en dis my eintlik net dit. Awesome. Carly, vertel vir ons bietjie van jou debuut enkelsnit Baadjie. Hoe het Baadjie ontstaan? Dit is ook nou al 'n rukkie terug. Ek het hierdie jaar 1 jaar oud geword. Dit is nogal cool. Baadjie gaan maar oor om daar te wees vir iemand as hulle net iets nodig het. Jy weet, mense kan dit in enige situasie apply. Ek meen familie, vriende, wie ook al. Ek het self daardeur gegaan, maar in my geval was dit 'n vriendin. En tot baie van my ander vriendinne ook daardeur gegaan en vriende en ek besluit toe, kom ek skryf 'n liedjie. Dit sou my eerste liedjie gewees het en dit lê baie diep in my hart en toe besluit ek nader die vir Dion en ek sê vir hom, asseblief kan ons hierdie rekord, en hy sê, dit klink great. So, ja. Wat wil jy hê mense moet voel as hulle na jou musiek luister? Ek soos ek sê, ek is 17 jaar oud en mense in daai stadium voel jy, is so teen my, die lewe is so moeilik. Natuurlijk, ja. En ek soek artists waarna ek kan relate. En dit is baie moeilik om dit te vind, veral in die Suid-Afrikaanse musiekindustrie. Ja. So ek wil graag daai artist vir iemand wees, jy's nie alleen nie. Daar's ander mense ook hierdeur gegaan, al het ek self nie daardeur gegaan nie, maar ek beloof jy, daar's ander mense wat ook daardeur gegaan het. So my hele goal rondom my musiek is, jy's nie alleen nie.
Carly, nou voordat ons nou verder aangaan met die musiek, wil ek net gou vir jou 'n vraag vra. Jy het op jou sosiale media aangekondig dat jy gekies is om Suid-Afrika te verteenwoordig by die Academic Achievers UK Tour 2026. Wat 'n eer is dit. Eerstens, baie geluk met dit. Tweedens, hoe voel jy daaroor? Ek is incredibly nervous. Ek het nog nooit gevlieg in my hele lewe nie. En ek dink dit gaan my eerste vlug wees. Hierdie vlug is 10 ure. So ek is nog op skool en my punte lyk alright. So ek is gekies daar uit 300,000 kinders in die land wat geoorweeg word. Dis ek een van die 1000 wat gekies was. Ek kon kies tussen Dubai, UK, die USA en Australië. En my hart lê nog altyd in die UK en ek wil nog altyd UK toe gaan het. But I tell a chef like, Yes. Ek wil graag my drome daarvan uitleef. So ons gaan Skotland toer en ons gaan af Londen toer. Ons gaan kastele besoek en die Madame Tussauds museum met die wax figures en so. Ek is ongelooflik excited, maar nervous. Ja. Ek meen, dis 'n vreemde land. Ek was nog nooit daar nie. Ek het my paspoort gedoen, ek het my visa gaan doen. Dis incredible, maar ja. Yes, ons sien uit om al die foto's te sien as jy daai kant is. Ons sien uit om hierdie reis deur jou te leef. Baie dankie. Vertel vir ons dan van jou liedjie, jou onlangse release Red Light. Nou, voordat jy begin vertel, ons maak sosiale media oop. Ons luister op die radio en al wat ons hoor is Carly se Red Light. So hierdie liedjie natuurlik het baie sukses behaal. So vertel vir ons hoe die konsep gebeur van Red Light. Hoe het hy tot lig gekom? So, ek het besluit, jy weet, ek is nog jonk, ek kan nog eksperimenteer in my musiekloopbaan en dit was nog 'n groot ding om te spring van Afrikaans na Engelse musiek. Op die tyd wanneer hy release het, was Chapel Roan baie groot en ek wil baie graag haar essence probeer capture in 'n song op my eie woorde bysit. So Red Light gaan oor mense is geneig om te vinnig in 'n ding te spring om te vergeet van iets anders. En dis maar waar die liedjie gaan, jy weet, partykeer moet ons maar net die kat uit die boom uitkyk voor ons in 'n situasie inspring. Hierdie liedjie beskryf my net oor die persoon hoe hy roekeloos gery het met my en dit was maar 'n emotional rollercoaster. Ja. Wie is jou inspirasie in die musiekbedryf? Sjoe, kan ek 'n paar sê? Ja. Ja. Natuurlijk, Karen Zoid, haar lyricism is vir my amazing. Chapel Roan, Taylor Swift, Jelle André. en Zaan Sonicus en Fransja van Cooke, Spookville. Daar is te veel, maar ek dink jy kry die gist of it. Yes. Ja, ek hou van hulle diep lirieke en hoe hulle nie skaam is om te sê wat hulle wil sê nie. Ja. Nou, vir die luisteraars en kykers wat hierdie fun fact nie van Carly weet nie. Sy is 'n Elandrey fan freak. Wat as jy na Elandrey se musiek luister, wat trek jou aan na sy musiek? Sy lyrics weer, dit is my so mooi en hy's so talentvol. Ek wil maar nie op 'n hele rant gaan nie, maar hy is ongelooflik en die paar jaar wat ek na sy musiek geluister het ek 'n paar geleenthede gekry om hom te ontmoet. Hy is regtig net die mooiste mens van binne en buite. Is 'n reference daai van 'n liedjie die gesang het. Maar ja, hy's net incredible en ek kyk ongelooflik op na hom toe. Hy's eintlik die rede omdat ek begin musiek maak het. Ek was in 2022 net na lockdown was ons weer vir die eerste keer na 'n musiekvertoning toe. Ja. En heel toevallig was dit 'n ander en hy sê dit my, dis baie emosioneel, ek het die make-up was gesmudged, bietjie gehuil. Oh my soul, ek het so gefangirl en hy sê dit vir my, Carly, droom groot, maar leef groter.
En ek Wow. het regtig dit daai dag op my hart geskryf en hy het my net geïnspireer om te doen wat ek vandag doen. So, Elandre, as jy hierdie kyk, baie dankie. Carly, jy het nou nog nie jy het nou skaars begin in die musiekbedryf, maar vir enige kunstenaar of jy jonk of oud is of jy nou begin en of jy al lank in die bedryf is, daar struikelblokke op jou pad. Oh, So vandat jy nou begin het 'n paar jaar terug, wat was die moeilikste gedeeltes van hierdie pad sover? ek moet sê, my ouderdom tel ongelooflik teen my. Mense dink, ag, sy's 17, sy's 16, 17, sy weet niks. Dit tel regtig teen my. Veral met gigs gewees, jy weet, en ek verstaan die plek is sip en heeltemal, ek meen, dis moeilik om 'n 17-jarige te boek, maar dit is een van die struikelblokke. En die ander is my skool, jy weet, ek is nog op skool, ek moet nog steeds fokus daarop. So dis maar moeilik om die twee te balans. Ek figure dit nog uit. Ek is nog nie heeltemal seker hoe wat en waar nie, maar ek moet sê dit is my main twee struikelblokke. Uit die twee liedjies wat jy offisieel vrygestel het, watter een is jou gunsteling en hoekom? So, ek moet sê Red Light. She's my baby. Ja. Ek het dit was so lekker om die song te produce in die studio. Fun fact, ons het actually hierdie song in 2 dae gedoen. Sjoe. Die eerste dag het ons net meeste van die goed getrek. Ons het klaar die eerste dag meeste van die song gebou, met al die synths en alles in. En die tweede dag het ons maar net by vocals getrek. En nog by my meeste van die song bestaan uit my demo vocals uit, want ek was so excited om die song die eerste keer in die studio te doen. Ek het weet nie hoe nie dit reg gedoen die eerste keer. So meeste van die liedjie bestaan uit my demo vocals uit, wat ek nog van dink is pretty cool, maar dis my favorite, want ek kan die meeste relate tot dit. En dit was vir my net lekker om die liedjie te skryf en te produce. Is daar 'n liedjie van 'n ander kunstenaar wat iets in jou wakker maak? Sjoe, ek moet sê Heel van Spoegel. Dit is my ongelooflike mooi liedjie. En as ek nie verkeerd het, hy het vir sy vrou geskryf of sy vrou het iets vir hom gesê. En een van hulle twee sê dit mekaar, maar my lief, jy is heel genoeg vir my. Dit is vir my so mooi. Wat doen jy om af te skakel of te ontspan wanneer jy nou nie besig is om te show of skool te hê of musiek te skryf nie? Dis eintlik 'n baie moeilike vraag, want vir my om te ontspan, skryf ek musiek. En ek skryf nie net musiek nie. Ek dig 'n bietjie hier en daar en ek het 'n nuwe liedjie gekry vir kortverhale skryf. Sure. Ek het 2 of 3 kortverhale wat ek amper klaar geskryf het, wat ek hoop om eendag te publiseer. Van daai kortverhale vertel 'n bietjie meer van my storie en ek probeer mense wat ek ken, my vriende ook in stories in te skryf, wat ek ook dink is pretty cool, maar ek kan nie regtig ontspan nie. My kop is musiek, skryf. Dis maar al hoe ek ontspan. Wat is een ding van jou wat die publiek nie noodwendig weet nie, wat jy graag sal wil hê hulle moet weet? Oef, die skryfgedeelte. En ek het 'n paar hidden talents in my sleeve. Ek kan 'n paar mense namaak, maar dit hou ek vir myself. Maar ek sê dit nou, so ek kan 'n paar mense namaak. En ek lees baie, ek hou daarvan om te lees. Dit is een van my gunsteling stokperdjies. En ek sing vir myself in die spieël. Wat beteken sukses vir jou as Carly? Is dit die getalle, die streams, die boodskap? Wat beteken sukses vir jou? Die dag toe ek besluit het ek wil musiek doen, het ek geweet streams en geld gaan nie baie wees nie, want ek meen per stream plans iets soos, ek weet nie, 8 cent. So ek het besluit, jy weet, ek doen nie hierdie vir die geld nie. Ek sal nie mind as daar 'n rand of 2 inkom nie, maar ek doen dit regtig nie vir die geld nie.
musiek het my gered en ek wil graag hê my musiek met ander mense red en ook hulle somehow help en ja, dit is sukses vir my. Die dag wanneer iemand na my toe kom en sê Carly, your music changed my life, I've made it. Ja. Ek kan vir my gaan want ek het dit gemaak. Is daar 'n dream collab? Wat ek seker of van daar is. Maar wat is daai Natuurlijk. dream collab? Praat ons nou van Suid-Afrikaans, internasionaal. Noem al twee. Noem al twee. Okay, so Suid-Afrikaans het ek 2 of 3. Obviously Karen Zoid. Ek meen sy is my grootste inspirasie. Ek sal love om 'n song saam met haar te doen. Dani Reenwolf en Elandrey. Ja, sy. Nou, Internasionaal sal ek sê is Chapel Roan. Taylor Swift, obviously. natuurlik. En Olivia Dean, sy is 'n Okay. nuwe chickie op die scene en haar musiek is vir my so mooi. O, en Gracie Abrams. Yes. Ja. Wel, ons sal seker maak Karen Zoid en Gracie Abrams kyk hierdie. Ons kan nou nie Chapel Roan of Taylor Swift beloof nie, maar ons kan miskien dalk Gracie Abrams beloof. Yes. Nou, Carly, werk jy graag alleen of hou jy daarvan om 'n samewerking te doen? Ek het nog nooit eintlik saam met iemand anders geskryf nie. Ek skryf nog altyd my goedjies self. Ek dink dit is nogals belangrik vir musikante om saam te werk. Partykeer raak mens so swept up in jou eie wêreld van Ja. hoe jy dinge doen en hoe jy voel dinge moet gedoen word. Ek dink om buite jou comfort zone gesit te word is ook baie belangrik. Dit leer jou om te improvise en dit leer jou ook spanwerk. Ek meen eendag gaan jy probably saam met iemand moet werk en dan gaan jy nie weet hoe nie. So ja, ek sal love om actually 'n writing session saam met mense te hê. Ek se mense, ek hou daarvan om te praat. So, ek dink dit is van meer praat as skryf, maar ek dink iets daar gaan iets meer gebeur. Wat doen jy om gemotiveerd te bly wanneer dinge moeilik raak? Ek moet sê my vriende en my familie is my alles. En om gemotiveerd te bly, ek luister maar na my ma en ek luister na my pa en my ouma, hulle luister my musiek so baie. Ek dink die helfte van my streams op Spotify of YouTube Kom van hulle af. As ek ooit demotivated is, gaan ek na hulle toe en my beste vriendin dan sy sê vir my, Carly, you can do this. Jy's so basically 'n superster nou en ag ja, ek is so lief vir hulle en hulle is regtig my alles. Hoe sien jy die Suid-Afrikaanse musiekbedryf oor die volgende jaar ontwikkel? Daar's 'n paar nuwe kies op die blok. Ek meen daar's 'n paar nuwe alternative bands, die skrikkeljaar. Hulle staan uit vir my op die oomblik. Jade Nova is ook 'n chickie wat jy moet vooruitkyk. Sy het insane vocals. Ek dink in die volgende paar maande ewen die nuwe kies op die blok gaan oorneem en ek is so verder. En alternatiewe musiek as wel. Ek meen kyk vir Zaan, hy doen incredible op die oomblik. Hy is besig om die scene oor te vat. So Yes. ek sal nie teen dit skop as alternatief oorvat nie. Wat kan mense van Carly verwag volgende? Ek bring nuwe musiek uit en 'n Oh. musiekvideo. Ek dink ek sê dit nou vir die eerste keer hierso. Ja, ek bring nuwe musiek uit en 'n nuwe musiekvideo. Ek het actually met van my musikant vriende bietjie begin skryf. So hopelik fingers crossed is daar 'n paar collabs wat uitkom, maar ja, vir nou bring ek 'n nuwe musiekvideo uit. Mag ons 'n hint kry waaroor die nuwe musiek gaan? So ek het not to toot my own horn, maar ek weet nie of jy miskien dalk gesien het nie. Ek het die 22 Oktober dat ek 'n kompetisie gewen. Ja, na ja. Production Studios, ja. En die prys wat ek gewen het is 'n opname van 'n liedjie en 'n musiekvideo. Ek sukkel nog om tussen die twee liedjies te kies, maar albei gaan maar dit is baie Afrikaans. Ja. Ek het dit nie verwag nie. Ek weet nie hoe het ek gedink op daai oomblik toe ek die liedjie skryf nie, maar dit is ongelooflik Afrikaans. Ja,
Dis maar net Afrikaans, dis al wat ek kan sê. Ons sien uit om te hoor wat daai liedjies gaan Ja. wees. Carly, nou voordat ons aanbeweeg na iets lekkers toe, is daar 'n boodskap wat jy vir jong mense het op buite wat ook soos jy op skool is en hulle droom wil volg, maar nie noodwendig weet waartoe om te gaan of wat om te doen nie. Baby steps. Regtig baby steps. Dit klink super generic, maar dit is die advice wat my laat aangaan met baby steps. Ek meen, jy kan nie net hardloop op die eerste dag nie. Ja. Jy moet kruip en dan gaan jy begin stadig loop, dan gaan jy begin draf en dan kan jy hardloop. En die ander is hou net aan. Just keep on doing what you're doing. En dit is nie ons tyd nie, wanneer dit jou tyd is dit jou tyd. Dinge gaan vir jou gebeur. Jy moet net vasbyt en daar gaan stormwinde kom en gaan jou deur mekaar waai, maar dit is hoe jy daar uitkom wat op die ou einde die meeste gaan beteken. En het altyd 'n baadjie om aan vas te klou. Yes. Carly, nou ons gaan vir ekstra vermaak gaan ons nou 'n speletjie speel. So hoe dit werk is, ons het 'n wiel wat ons spin en daar's 'n paar speletjies op en natuurlik daar waar die wiel land, daai speletjie speel ons. So is jy reg daarvoor? Ek moet reg wees. Kom ons spin die wiel. Waar's die waarheid en waar's die nonsens? Dis waar of waan saam Carly. Nou vir die luisteraars, kykers en Carly natuurlik wat nie weet hoe waar of waan werk nie. Carly, jy gaan vir ons 3 statements gee. 2 waar en 1 vals van jouself. En ek moet natuurlik raai wat is die een wat vals is. Right. So jy gaan vir ons 3 statements van jouself gee. 2 is waar en 1 is vals. Okay. Jolanda het my al opgeroep om 'n liedjie saam met hom te sing. 2, ek was deel van 'n baie groot kompetisie met die naam Die Kontrak. En 3, ek is eintlik Duits. Duits. Ja. Sjoe, okay. So die eerste een is Jolanda het jou opgeroep om 'n liedjie saam met hom te sing. Yes. Tweede een is jy was deel van 'n groot kompetisie, Die Kontrak, en 'n derde een jy is eintlik Duits. Okay. Ja. Let's rule out the first one. Jy was deel van Die Kontrak gewees. Daai is waar. Okay. Tweede ene. Jolanda het jou opgeroep om 'n liedjie saam met hom te sing. Ek kan nie onthou nie, maar ek is so bang ek sê dit is vals en dan is dit waar. Ons sal sien. Okay, hier gaan ons. Die finale antwoord wat ek het vir die een wat vals is jy is Duits. Jy is korrek. Say, well done. Nee, ek dink as jy Duits was sou jy heel moontlik vir ons 'n liedjie gemaak het in Duits. Verseker. Jy is korrek, ja. Say. Nou, watter liedjie het Jolanda jou opgeroep om saam met hom te sing? Ek dink dit was vroeër die jaar of
einde verlede jaar het ons 'n vertoning by die Blou Theater gekyk. En ek het nie eens geweet hy weet ek's daar nie. En ek sit toe in die crowd en hy is van ons baie talentvolle jong meisie hierso en ek dink ja, dis seker 'n meisie en toe my naam sit. Dis ek oh my soul, ek het letterlik uitgefreek. Ek het gevoel die trane wil bars, maar dis my Carly, dis nou jou moment. Ruk jouself reg. Hardloop vinnig op en hy gee toe vir my sy gitaar en ek hou toe sy gitaar vas, dit was pretty cool. En die band gaan toe van die stage af, hulle gaan backstage en hy sit hier langs die klavier en hy vra toe vir my om 'n liedjie te sing. En ek sê okay, vandag kan nie dink. En ek het 'n original song gehad wat ek nog nooit perform het nie. En ek speel toe die liedjie en dis pretty cool. Ek dink I blacked out in die middel van die performance wat ek baie bitter min onthou. Maar ek dink dit was net adrenaline, maar dit was vir my regtig 'n core memory. Yes, dit is amazing. Daai is 'n core memory om te onthou. Carly, baie dankie dat jy hier by Sitkamer Sessies was, hier in die aanlyn sitkamer. Ons waardeer dit dat jy van ons tyd afgestaan het en dat ons bietjie meer kon uitvind oor jou musiek en oor jou. Dit was so lekker. Ek hoop ons doen dit gou weer. Natuurlik. Baie dankie. En dan vir die luisteraars en die kykers, ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hierso. Dit was Sitkamer Sessies gewees en ek groet julle vandag met Carly wat vir ons 2 akoestiese liedjies gaan doen. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. Oh, Santa Monica, I swear it's calling me. What make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees a baby girl, I know she's gonna scream, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama, I'm just having fun. On stage in my heels, it's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club, Pink Pony Club. And I'm up and Charles are on the floor, lovers in the bathroom and a light outside the door. Black lights and a mirror disco ball. Every night's another reason why I left it all. I think my wicked dreams are here from Tennessee. With Sitkamer Sessies, you've been too good to me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees a baby girl, I know she's gonna scream, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama, I'm just having fun. On stage in my heels, it's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club, Pink Pony Club. Ek het 'n vriendin ver by die Blou See, teen die hang van Tafelberg, soos sonsak. Speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluit, dit is zwaar. Die klavier is grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan die hart se diepste smaak. Ja, die hele wêreld word stil en luister in die donker hier.
se klavier. Lisa kan nie ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem. Voor my laaste sigaret nie. Ek staan op haar balkon en ek drink haar appelkoesteer. Ek kyk na Kaapstad in die nag, die liggies en die swart see. Na die nachtgeluide van Lisa se rivier. Ja, die hele wêreld word stil en luister naar die donker hier. Na die nachtgeluide van Lisa se klavier. Baie dankie Sitkamer sessies.